julle, kuier so 'n bietjie by my ou vriend Mr. Aina. Ons is bietjie by 'n plantpark en neem ons gou 'n bietjie video op. Ek wil, soos die Here wil ek baie graag met julle gesels. Kom ons sê vir die volgende paar weke iets wat baie swaar op my hart lê. Daar by die kerk doen ons verskriklik baie beradings met egskeidings en verhoudingprobleme. Dis my en Dominee Johan en Kenneth en Klein Chris. Raak ons seker so aan 50 beradingssessies elke maand. Gewoon miskien tot so 'n paar weke net spandeer aan hoe maak 'n mens 'n stikkende verhouding reg? As dinge baie skeefloop, hoe maak ons dit reg? En daar's mooi Bybelse verwysings in hierdie verband. As ek nou dink aan so 'n paar voorwaardes, as mense wil 'n verhouding regmaak, is daar 'n paar voorwaardes wat mense nou eers moet nakom of in jou hart dra voordat jy probeer die Here vertrou dat 'n verhouding reggemaak sal word. Onthou, ons het 'n mandaat van God om in vrede met mekaar te lewe. Ons het 'n mandaat om vriende en vriendinne met mekaar te wees. En daarom is die skrif ons 'n baie spesiale bron en 'n fondasie van waar ons wil gaan soek. Hoe maak ons verhoudings reg? Want ons is maar mense, ons is mense met klei voete. Ons is maar gebroken en ons maak maar foute. Maar die wonderlike ding is dat wanneer ons die Here liefhet, kom leer hy vir ons om die foute en die dinge wat ons gedoen het weer reg te maak. Ons lees daar so dat ek van my hoed opsit hier so my oorina. Wat hy nou net 'n bietjie van sê wat hy nou happy is daar. Lees ons so 'n paar om ons harte reg te stel voordat ons begin om 'n verhouding reg te maak. Dis 'n dinge soos eerlikheid. Ons moet wil vergewe. Ons moet geduldig wees met mekaar en ons moet liefde vir mekaar ook hê. Ons dink byvoorbeeld sy praat van eerlikheid. Is 'n mooi teks daar in Spreuke wat sê die Here het 'n afskeid aan leenaars. As ek probeer nou nie die waarheid praat nie. Hy hou van betroubare mense. God hou van betroubare mense. As ons net eerlik kan wees met mekaar. Hy sê dat ons mekaar moet vergewe, die baie bekende tekste daar in hoofstuk 6 van Matteus wat sê dat ons mense ons oortreding moet vergewe. Soms sê ons se Vader hier ook vergewe, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal jou Vader ook nie julle oortredings vergewe nie. En dan ook van geduld. Ons moet geduld beoefen en ons moet liefde mekaar hê. En ek gerus daai 1 Korintiërs 13 aan die gerustig gelees net herinner dat liefde is geduldig, liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig, dit is nie groot praterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoegtig en soek sy eie belange en is nie liggeraak en veral dit hou nie boek van die kwaad nie. Die mens moet eers jou hart regstel, daar moet eers iets verander hier binne, gebaseer op Bybelse waardes en die fondasie van die woord. En as dit reg het, dan kan ons begin gesels. Daar is baie mense met my kom praat, dan is hulle nie reg daarvoor nie. Hulle kom gesels oor hoekom hulle eintlik nie van mekaar hou nie. Want 'n mens kan nie so 'n gesprek begin as jy praat van versoening nie. So die eerste ding wat gebeur is ons ondersoek ons harte en sê Here, kom leer vir ons reg, eerlik wees. Leer vir ons om die waarheid te praat. Leer vir ons om liefde teenoor mekaar te betoon. Skep in ons hart 'n gevoelendheid en 'n benadering om te vergewe. En as dit reg is, dan begin ons praat met die Here oor die versoening wat ons tussen mekaar moet hê. Kom ons bid net saam. En Here, so vra ons om genade dat U vir ons sal help om ook in ons gebrokenheid in 'n mooi verhouding met mekaar te kan lewe. As enigstens iemand is wat ek luister na hierdie video, miskien sukkel met verhoudings. Miskien is daar baie seer, baie bitterheid, baie kwaad. Kom help ons dat ons in hierdie paar weke wat nou voor lê, Here, dat ons die antwoorde sal vind in die woord en in ons getuienisse teenoor mekaar, hoe ons weer by mekaar kan uitkom. Ons aanbid U, ons eer U vir die liefde en die voorbeeld wat U vir ons gestel het, U vir ons verhouding kom regmaak het met die Vader. En daarvoor is ons vandag baie, baie dankbaar om kinders van U genoem te kan word. Amen. So kom loop nou saam met ons die volgende paar weke as ons bietjie gaan gesels oor die versoening van verhoudings. Mag die Here vir jou seën op in die, miskien is daar worsteling in jou eie hart. Miskien kan die Here jou seën ook daar. Maar kom stap 'n pad saam met ons as jy wil, los vir ons 'n paar voorstelle so op die boodskapies hier onderaan die video en ek sal 'n bietjie aandag gee daaraan. Maar die bedoeling is om die volgende paar weke te spandeer oor hoe maak ons 'n verhouding reg met die Here wat ons help daarmee. Die Here seën vir julle tot ons volgende week by mekaar is. Mag sy naam groot wees as ons hom eer en vandag hom sê, Here, ons is lief vir U.
want ons weet U is baie lief vir ons. Totsiens, totsiens.